Ons tema vir vandag, eer aan die Here of krediet aan Satan. Miskien 'n vreemde tema, maar tog een wat relevant is in die lewens van menige Christen gelowige. Hoeveel keer in jou en my lewens gee ons aan Satan die krediet vir dit wat in ons lewens verkeerd loop? Nooit? Dink bietjie weer. En kyk of jy dalk in een of ander mate met die volgende kan assosieer nie. Ons is besig met die een of ander taak en alles loop eenvoudig net verkeerd. Nes ons die probleem uitgesorteer het, dink die volgende een op en dan gebruik ons die spreekwoord: ja, die Satan is weer lustig vandag. Of ja, die Satan kry daarom weer lekker vandag. Miskien slaan jy jou vinger met die hamer raak en buite 'n paar ander woorde kom die Satan kry daarom weer lekker vandag. Denk weer vanaf hore. Voor ek verder gaan, wil ek net 'n ander voorbeeld uitlig. Veronderstel ek ry my fiets en ek val. Wat terloops baie met my gebeur het as 'n jong seun. Is dit die fiets se skuld of myne? Gaan ek sê die fiets het my weer laat val of gaan ek erken dat dit my handeling is wat veroorsaak het dat ek geval het? Natuurlik is dit my skuld. Hoe is dit dan as ons sukkel dat ons aan Satan die krediet daarvoor gee? Ek dink hy hou nogal daarvan wanneer ons dit doen. Want dit beteken dat hy 'n plek in jou en my gedagtes het. En dis van hierdie tipe geleenthede gebruik kan maak om homself in jou en my lewens in te wring, in 'n poging om ons van die Here te vervreem. Menigmaal skep ons self hierdie sogenaamde probleme. Want voordat ons nog die saak of die taak aanpak, sê ons al, ek weet sommer vandag gaan weer een van daardie dae wees wat ek gaan sukkel en die duiwel lekker gaan kry. Dink jy dat hierdie voortdurende verwysing na Satan as probleme of uitdagings in ons lewens opduik die weerspieëling van 'n geesvervulde Christen gelowige is? Is dit nie juis hierdie denkwyse wat meebring dat die mens so maklik van die Here vervreemd raak en in vervalling kom? Ons lees in 2 Korinte 12 vers 11. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. Jy sien, ons moet eerder die eer aan die Here gee, eerbied aan hom betoon vir dit wat ons reg gekry het en op hom vertrou vir bystand en leiding met dit waarmee ons sukkel. In plaas daarvan om Satan krediet te gee vir elke probleem en uitdaging wat ek en jy in ons lewe teekom. Ons lees wat met Herodes gebeur het in Handelinge 12 vers 23. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Kom ons verander hierdie valse denkerigting wat deur Satan aan ons geplaas word en fokus op hom, laat toe dat die Gees in ons kan werk en gee hom die eer wat hom toe kom. Bid dat die Here jou denke sal kan oorkom en vermag. Ek sluit af met die volgende 2 teksverse. Romeine 4 vers 20. Die eer gegee. Openbaring 5 vers 12. Die lam wat geslag was is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Moenie toelaat dat jou denkwyse en handeling deur die negatiewe gedagtes aan die duiwel oorheers word nie. Vergeet van hom en eer jou Skepper Vader in sy drie-eenheid as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.